Deel 3.3 Jakobus se uitspraak, die beslissende oomblik. Tot op hierdie punt het die Jerusalem vergadering reeds twee belangrike getuienisse gehoor. Eerstens het Petrus vertel hoe Elohim self die deur van geloof vir die heidene oopgemaak het, deur die bekering van Kornelius en sy huisgesin, sien Handelinge 10 en Handelinge 15 vers 7 tot 11. Tweedens het Paulus en Barnabas verslag gedoen van die tekens en wonders wat Elohim onder die nasies gedoen het, Handelinge 15 vers 12. Nou staan Jakobus op. Vir baie lesers is hierdie bloot die volgende spreker, maar histories gesien is sy toespraak waarskynlik die belangrikste van die hele vergadering. Wie was Jakobus? Voordat ons sy woorde ondersoek, is dit belangrik om te verstaan wie Jakobus was. Hierdie Jakobus is nie Jakobus die broer van Johannes, wat reeds vroeër deur Herodes tereggestel was nie. Dit is Jakobus, die broer van Yeshua, die Messias. Aanvanklik het selfs Yeshua se broers nie in hom geglo nie, sien Johannes 7 vers 5. Na die opstanding verander alles. Volgens 1 Korintiërs 15 vers 7 verskyn die opgestane Messias persoonlik aan Jakobus. Teen die tyd van Handelinge 15 het Jakobus een van die mees gerespekteerde leiers van die Jerusalem gemeente geword. Paulus noem hom saam met Petrus en Johannes een van die pilare van die gemeente, Galasiërs 2 vers 9. Wanneer Jakobus dus die vergadering toespreek, praat hy nie bloot as 'n gerespekteerde ouderling nie. Hy tree op as die leidende stem van die Jerusalem gemeente. Hierdie feit maak sy uitspraak besonder belangrik vir die hele Paulus debat. Jakobus begin by Petrus. Jakobus begin sy toespraak met hierdie woorde in Handelinge 15 vers 14. Shimon het vertel hoe Elohim in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. Let op wat Jakobus doen. Hy begin nie deur Paulus te korrigeer nie. Hy begin nie deur Petrus te weerspreek nie. Hy begin deur Petrus se getuienis te bevestig. Hier sien ons reeds die eenheid tussen die twee leiers. Petrus het vertel wat Elohim gedoen het. Jakobus aanvaar daardie getuienis as gesaghebbend. Die skrif word ingeroep. Nog belangriker is wat Jakobus daarna doen. Hy sê in Handelinge 15 vers 15, en hiermee stem die woorde van die profete ooreen. Hier bereik ons een van die mooiste oomblikke in die hele boek Handelinge. Die vergadering neem nie 'n besluit op grond van ervaring alleen nie. Petrus se ervaring met Kornelius is belangrik. Paulus en Barnabas se sendingervaring is belangrik, maar uiteindelik word alles aan die skrif getoets. Jakobus haal vervolgens Amos 9 vers 11 tot 12 aan, wat as volg lui: In daardie dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en ek sal dit opbou soos in die ou tyd, sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, sê Yahweh wat dit doen. Hy wys dat die insluiting van die nasies nie 'n nuwe idee van Paulus was nie. Hierdie is Adamiese nasies waarheen die huis van Israel in verstrooiing gegaan en met hulle geassimileer en verheidens geword het. Dit was reeds eeue tevore deur die profete voorspel. Hiermee doen Jakobus iets baie belangriks. Hy plaas Paulus se bediening binne die raamwerk van die Ou Testament, nie daarbuite nie. Waarom is Amos 9 so belangrik?
In Amos voorspel Elohim dat hy die vervalle hut van Dawid sal herstel. Jakobus gebruik hierdie profesie om te wys die redding van die nasies is nie 'n afwyking van Elohim se plan nie. Dit is die vervulling daarvan. Met ander woorde, Paulus bring nie 'n nuwe godsdiens nie. Hy sien die vervulling van die profete. Hierdie beginsel is belangrik vir die res van die Nuwe Testament. Die apostels verstaan hulle bediening nie as iets wat die Ou Testament vervang nie. Hulle sien dit as die vervulling van wat Elohim reeds lank tevore beloof het. Genesis 48 vers 17 tot 19 gee ons nog so terugblik van so 'n voorspelling of profesie. Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Efraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë. En hy het die hand van sy vader gegryp, om dit van die hoof van Efraim op die hoof van Manasse oor te bring. En Josef sê aan sy vader, nie so nie my vader, want hierdie een is die eersgeborene, lê u regterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê, ek weet my seun, ek weet, hy sal ook 'n volk word, en hy sal ook groot word, nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n groot aantal nasies word. En dit is in hierdie konteks wanneer daar in die Nuwe Testament ook gepraat word van die nasies wat gered word. Dit is die nageslag van Efraim en onder andere Manasse, maar ons gaan voort. Jakobus se besluit. Nou kom ons by die hart van sy uitspraak. Jakobus sê in Handelinge 15 vers 19, daarom oordeel ek. Hier spreek die voorsittende leier van die vergadering. En wat is sy besluit? Verwerp hy Paulus? Nee. Verklaar hy Paulus 'n dwaalleraar? Nee. Sê hy Paulus moet sy evangelie verander? Nee. Inteendeel, hy bevestig die beginsel dat die nasies nie met onnodige laste belas moet word nie. Die vergadering besluit vervolgens om 'n brief aan die gemeentes te stuur. Die brief aan die gemeentes. Hierdie brief is van enorme historiese betekenis. Waarom? Omdat dit nie Paulus se brief is nie. Dit is nie Barnabas se brief nie. Dit is die brief van die apostels, die ouderlinge en die gemeente in Jerusalem. Handelinge 15 vers 23 begin, die apostels en die ouderlinge en die broers. Hier praat dus die amptelike leiding van die Jerusalem gemeente. Wat sê hulle? Hulle verklaar dat sekere mense die gelowiges ontstel het, maar let mooi op, wie was hier die mense? Die brief sê in Handelinge 15 vers 24, aan wie ons geen opdrag gegee het nie. Hierdie sin is uiters belangrik. Die mense wat geleer het dat besnydenis noodsaaklik is vir redding, het nie namens die Jerusalem apostels gepraat nie. Inteendeel, die apostels distansieer hulle self uitdruklik van hulle. Hierdie detail word dikwels misgekyk. Die apostels se openbare ondersteuning van Paulus. Nou volg een van die mooiste gedeeltes in die brief. Die apostels skryf in Handelinge 15 vers 25, ons geliefde Barnabas en Paulus. Hier staan twee woorde wat elke anti-Paulus leraar ernstig behoort te laat nadink. Ons geliefde. Die Jerusalem gemeente noem Paulus geliefd, nie verdra nie, nie geduld nie, nie met teenkanting aanvaar nie, geliefd, en hulle gaan selfs verder. Manne wat hulle lewe oorgegee het. Die brief vervolg
Handelinge 15 vers 26, manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons meester Yeshua Mashiach. Hierdie beskrywing is merkwaardig. Die Jerusalem apostels getuig self van Paulus. Hulle sê, hierdie man het sy lewe vir Yeshua opgeoffer. Dink vir 'n oomblik aan die implikasies. As Paulus werklik besig was om 'n valse evangelie te verkondig, waarom sou Jakobus, Petrus en die ouderlinge hierdie woorde skryf? Waarom sou hulle hom voor al die gemeentes aanbeveel? Hierdie brief word immers nie privaat gehou nie. Dit word na verskeie gemeentes gestuur. Dit het die afgesonderde Gees en ons goedgevind. Nou kom ons by een van die belangrikste sinne van die hele vergadering. Die brief sê in Handelinge 15 vers 28, want die afgesonderde Gees en ons het besluit. Hier moet ons baie versigtig wees. Die apostels beweer nie bloot ons dink nie. Hulle verklaar dat hulle besluit in ooreenstemming is met die leiding van die afgesonderde Gees. Hierdie aanspraak is groot, maar Lukas plaas dit doelbewus in sy geskiedenis. Waarom? Omdat hy glo dat hierdie besluit die wil van Elohim weerspieël, en hierdie besluit ondersteun Paulus. Die groot probleem vir die anti-Paulus teorie. Kom ons dink logies oor hierdie gedeelte. Indien Paulus 'n valse apostel was, dan moet ons aanvaar dat die afgesonderde Gees hierdie vergadering nie gelei het nie, of die apostels het die Gees verkeerd verstaan, of Lukas het 'n vals geskiedenis geskryf. Want volgens Handelinge 15 gebeur presies die teenoorgestelde van wat die anti-Paulus teorie vereis. Die vergadering aanvaar Paulus, hulle ondersteun sy bediening, hulle stuur 'n gesamentlike brief, hulle noem hom geliefd, hulle bevestig sy werk en beroep hulle op die leiding van die afgesonderde Gees, die Ruach HaKodesh. Hierdie is waarskynlik die moeilikste hoofstuk in die hele Nuwe Testament vir enige teorie wat Paulus as 'n bedrieër wil voorstel. Was daar dan geen meningsverskille nie? Nou moet ons versigtig wees om nie die ander uiterste te kies nie. Die skrif probeer nie voorgee dat die vroeë gemeente volkome sonder spanning was nie. Inteendeel, die Nuwe Testament is opvallend eerlik. Daar was meningsverskille, moeilike besluite, praktiese probleme en kulturele uitdagings. Maar hierdie spanning beteken nie dat daar twee evangelies was nie. Trouwens, die bestaan van meningsverskille versterk juis die geloofwaardigheid van die geskiedenis. Die eerlikheid van Lukas. Hier sien ons iets besonders aan Lukas se geskiedskrywing. Hy probeer nie die vroeë gemeente idealiseer nie. Hy vertel eerlik van Ananias en Safira, die twis oor die weduwees, die skerp meningsverskil tussen Paulus en Barnabas, Petrus se swak oomblikke en Markus wat die sendingreis verlaat. Hierdie eerlikheid onderskei Handelinge van baie antieke propaganda literatuur. Propaganda poets gewoonlik sy helde blink. Lukas doen die teenoorgestelde. Hy wys mense soos hulle werklik was, mense wat soms foute gemaak het, maar wat deur Elohim gebruik was. Dit maak sy getuienis oor Paulus se aanvaarding des te meer geloofwaardiger. Die volgende groot vraag. Teen hierdie punt behoort die patroon reeds duidelik te wees. Die Jerusalem gemeente ondersoek Paulus,
luister na sy getuienis, toets sy bediening aan die skrifte, erken die werk van Elohim en stuur hom uit met hulle ondersteuning. Maar dan kom ons by 'n gedeelte wat waarskynlik meer as enige ander teks deur anti-Paulus skrywers aangehaal word. Galasiërs hoofstuk 2, die voorval in Antiochië. Paulus bestraf Petrus openlik. Vir baie kritici is dit die bewys dat Paulus en Petrus uiteindelik uitmekaar gegaan het. Maar is dit werklik wat gebeur? Of wys hierdie gebeurtenis iets heel anders? Dit is die vraag waarmee ons nou verder gaan. Die voorval in Antiochië, een van die mees misverstaande gedeeltes in die Nuwe Testament. Ons kom nou by een van die gedeeltes wat waarskynlik die meeste deur anti-Paulus skrywers aangehaal word, naamlik Galasiërs 2 vers 11 tot 14. Hier lees ons in vers 11 spesifiek as volg: Maar toe Kefa, Petrus, in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Vir baie kritici is hierdie vers die beslissende bewys dat Paulus en Petrus uiteindelik 2 verskillende evangelies verkondig het. Die redenasie verloop gewoonlik soos volg: Paulus bestraf Petrus, daarom was Petrus verkeerd, daarom was daar verdeeldheid, daarom was daar 2 evangelies. Maar is dit werklik wat Galasiërs sê? Soos met soveel ander gedeeltes, moet ons versigtig wees om nie verder te lees as wat die teks self sê nie. Wanneer ons die hele gedeelte ondersoek, ontstaan 'n heel ander prentjie. Waar het dit gebeur? Die gebeurtenis vind nie in Jerusalem plaas nie, dit gebeur in Antiochië. Waarom is dit belangrik? Omdat Antiochië een van die eerste groot gemeentes was waar Judese en nie-Judese gelowiges saam aanbid het. Dit was 'n unieke gemeente. Verskillende kulture, verskillende tale, verskillende agtergronde, maar een liggaam in die Messias Yeshua. Dit was juis hierdie nuwe werklikheid wat spanning kon veroorsaak. Wat het Petrus gedoen? Galasiërs 2 vers 12 sê, want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet, maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou. Hier moet ons baie noukeurig lees. Wat doen Petrus? Preek hy 'n ander evangelie? Nee. Ontken hy Yeshua? Nee. Verkondig hy redding deur werke? Nee. Hy doen iets baie eenvoudiger. Hy verander sy gedrag. Hy hou op om saam met die gelowiges uit die nasies te eet. Dit is die hele probleem. Waarom was dit so ernstig? Vir moderne lesers klink dit dalk onbenullig. Sommige sal sê, hy het net aan 'n ander tafel gaan sit. Maar in die eerste eeu het gemeenskaplike maaltye veel dieper betekenis gehad. Om saam te eet was 'n teken van aanvaarding, gemeenskap, verbondsverhouding en eenheid. Wanneer Petrus hom dus onttrek, stuur hy 'n boodskap uit. Al bedoel hy dit nie noodwendig so nie. Sy optrede het die indruk gewek dat gelowiges uit die nasies minderwaardig was. En dit is juis hierdie indruk wat Paulus aanspreek. Waarom het Petrus hom onttrek? Paulus gee self die antwoord. Hy sê in Galasiërs 2 vers 12, uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. Hier sien ons die ware probleem. Nie dwaalleer nie, maar vrees. Petrus tree uit vrees vir mense op.
Hierdie is nie die eerste keer dat Petrus hiermee worstel nie. Dink terug aan die nag waarin Yeshua gevange geneem was. Petrus het hom nie verloon omdat hy skielik opgehou glo het nie. Hy het hom verloon uit vrees. Sien Matteus 26 vers 69 tot 75. Dieselfde menslike swakheid steek nou weer kop uit. Wat beteken mense van Jakobus? Hier ontstaan 'n belangrike vraag. Paulus sê sekere mense het van Jakobus gekom. Beteken dit Jakobus het hierdie gedrag goedgekeur? Baie mense neem dit sommer aan, maar die teks sê dit nie. Dit sê bloot hulle het van Jakobus gekom. Dit beteken waarskynlik dat hulle uit die Jerusalem gemeente afkomstig was. Nêrens sê Paulus dat Jakobus hulle gestuur het om Petrus te beïnvloed nie. Trouwens, as ons Handelinge 15 ernstig opneem, word dit onwaarskynlik. Waarom? Omdat Jakobus self pas die besluit ondersteun het dat gelowiges uit die nasies nie as voorwaarde vir redding besny hoef te word nie. Dieselfde Jakobus wat in Handelinge 15 saam met Paulus staan, kan kwaliek kort daarna die teenoorgestelde leer. Hier moet ons dus versigtig wees om nie meer uit die teks af te lei as wat daar staan nie. Selfs Barnabas word meegevoer. Paulus skryf verder in Galasiërs 2 vers 13, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins. Hierdie vers is baie betekenisvol. Waarom? Omdat dit wys dat selfs toegewyde gelowiges soms onder groepsdruk kan soeg. Barnabas was die man wat Paulus aanvanklik vertrou het, die man wat hom aan die apostels voorgestel het, die man wat as vol van die afgesonderde gees beskryf was. En tog maak selfs hy hier 'n fout. Wat leer dit ons? Dat groot gelowiges nie onfeilbaar was nie. Maar let op, Paulus sê nie Barnabas het nou 'n ander evangelie verkondig nie. Hy sê hy is meegesleep. Met ander woorde, dit gaan oor gedrag, nie oor leer nie. Die sleutelvers. Nou bereik ons waarskynlik die belangrikste vers in die hele gedeelte. Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 14, maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie. Hier moet ons baie stadig lees. Paulus sê nie, hulle verkondig 'n ander evangelie nie. Hy sê, hulle wandel nie reg volgens die evangelie nie. Hierdie onderskeid is uiters belangrik. Die evangelie self bly dieselfde. Die probleem is dat Petrus se gedrag nie daarmee ooreengestem het nie. Daar is 'n groot verskil tussen 'n verkeerde leer en 'n verkeerde toepassing van die regte leer. Laasgenoemde was presies wat hier gebeur het. Die evangelie was reeds gedeel. Hier kom ons by 'n belangrike logiese punt. Waarom kon Paulus sê dat Petrus se gedrag nie met die evangelie ooreenstem nie? Omdat hulle albei dieselfde evangelie geken het. As Petrus werklik 'n ander evangelie gehad het, sou Paulus nie kon sê, jy leef nie volgens die evangelie nie. Hy sou moes sê, jy verkondig 'n ander evangelie. Maar dit doen hy nie. Inteendeel, die hele argument veronderstel dat Petrus reeds geweet het wat die evangelie leer. Hy het net nie konsekwent daarvolgens opgetree nie. Paulus bestraf nie Petrus se leer nie. Hier moet ons iets raak sien wat dikwels misgekyk word. Nêrens in Galasiërs 2 korrigeer Paulus Petrus se teologie nie. Hy korrigeer sy gedrag. Hierdie verskil is van kardinale belang. Dink aan die ander voorbeelde in die skrif.
Nathan bestraf Dawid, maar Dawid hou nie op om koning te wees nie. Jethro gee raad aan Moses, maar Moses hou nie op om Elohim se profeet te wees nie. Apollos ontvang verdere onderrig van Priscilla en Aquila, maar hy bly steeds 'n kragtige prediker. In al hierdie gevalle word gedrag of begrip verbeter, nie die persoon se roeping vernietig nie. Dieselfde beginsel geld hier. Petrus aanvaar blykbaar die teregwysing. Nog 'n interessante waarneming. Wat gebeur na hierdie voorval? Lees ons dat Petrus terugbeklei? Nee. Lees ons dat Petrus Paulus vervloek? Nee. Lees ons dat Petrus Paulus uit die gemeente verban? Nee. Lees ons van 'n gemeenteskeuring? Nee. Die skrif is opvallend stil. Waarom? Waarskynlik omdat die saak opgelos was. As hierdie voorval werklik die begin van 2 mededingende gemeentes was, sou ons verwag dat Lukas of Petrus daarvan melding gemaak het, maar daar is geen spoor daarvan nie. Petrus se latere getuienis bevestig dit. Jare later skryf Petrus sy tweede brief. Daar noem hy Paulus ons geliefde broer Paulus. Hierdie woorde is moeilik om te ignoreer. Indien Galasiërs 2 die einde van hulle verhouding was, waarom noem Petrus hom later ons geliefde broer? Nie net Paulus nie, maar geliefde broer. Dit is die taal van gemeenskap, nie vyandskap nie. Wat leer hierdie voorval werklik? Wanneer ons Galasiërs 2 sorgvuldig lees, sien ons iets heel anders as wat dikwels beweer word. Die probleem was nie Paulus teen Petrus nie, die probleem was nie 2 evangelies nie, die probleem was nie 2 gemeentes nie. Die probleem was dat Petrus uit vrees vir mense op 'n manier opgetree het wat die eenheid tussen Judeër en heiden in die Messias ondermyn het. Paulus spreek hom aan, nie omdat Petrus die verkeerde evangelie verkondig nie, maar eerder omdat sy gedrag die waarheid van die evangelie weerspreek. 'n belangrike beginsel vir die gemeente. Hierdie gedeelte leer ook 'n belangrike beginsel vir alle gelowiges. Selfs geestelike leiers kan soms bang word, onder groepsdruk soeg en inkonsekwent optree. Maar dit beteken nie hulle hele bediening is vals nie. Die skrif leer nie dat ware leiers sondeloos is nie. Dit leer dat hulle aanspreekbaar bly. Hier sien ons iets besonders. Paulus was bereid om Petrus aan te spreek en Petrus was blykbaar bereid om hom te laat aanspreek. Dit is nie 'n teken van verdeeldheid nie, dit is 'n teken van geestelike volwassenheid. Die groot ironie. Hier is die ironie, dieselfde gedeelte wat dikwels gebruik word om te bewys dat Paulus en Petrus 2 evangelies gehad het, bewys eintlik die teenoorgestelde. Waarom? Omdat Paulus sy hele argument baseer op die feit dat Petrus reeds dieselfde evangelie geken het. As Petrus nie dieselfde evangelie geglo het nie, sou Paulus se teregwysing geen sin gemaak het nie. Die konflik het dus nie gegaan oor wat die evangelie was nie. Dit het gegaan oor hoe konsekwent 'n apostel volgens daardie evangelie geleef het. En dit, my liewe broers en susters, is 'n wêreldse verskil. In die volgende deel gaan ons die volgende ondersoek. Met die Antiochië voorval agter die rug, bly daar nog 2 belangrike vrae oor wat die anti-Paulus teorie moet beantwoord. Eerstens, waarom noem Petrus Paulus later
ons geliefde broer en verwys hy positief na sy briewe, ten spyte daarvan dat sommige mense dit verdraai? Tweedens, waarom waarsku Johannes, wat waarskynlik langer as al die ander apostels geleef het, nêrens teen Paulus as 'n valse apostel nie, terwyl hy wel uiters sterk teen dwaalleraars optree? Hierdie twee getuienisse vorm die laaste groot toets van die bewering dat die Jerusalem apostels Paulus uiteindelik verwerp het. Kyk gerus uit vir deel 3.4, net om u op hoogte te bring van wat ons alreeds tot dusver behandel het in die hele Paulus-reeks, as ook wat nog voorlê waarna u kan uitsien. Hierdie reeks kan nog later ook uitbrei soos bykomende anti-Paulus argumente na vore kom. Ons het nou alreeds behandel die sielkunde van misleiding rakende Paulus, Paulus, ware gesant of oorsaak van verdeeldheid, deel 1, die oorsprong van die anti-Paulus beweging, deel 2, Paulus se bekering en roeping, deel 3.1, Paulus en die Jerusalem apostels, deel 3.2, die tweede besoek aan Jerusalem, 'n beslissende oomblik, en dan huidiglik het ons gedoen, deel 3.3, Jakobus se uitspraak, 'n beslissende oomblik. Kyk gerus uit vir die res van hierdie reeks. Baie dankie vir die saamkyk, geseënde dag vir elkeen. Selah.